Hallo julle almal, excuse me for you, I love you. Hallo Leonie, dit is vir my wat 'n voorreg om jou in my nuwe, ek en Antonie se nuwe plekkie te ontvang. Wil ek ook sommer sê dankie Pieter Kloete, dit is altyd lekker dat julle mense na my toe kom en ek waardeer dit ongelooflik baie. Ek is ook nie klaar met die media nie, ek gaan nooit klaar wees met die media nie, want die media is vir my nommer 1, as julle al my onderhoude van tevore kyk en raak toekennings ontvang, niks is moontlik sonder die media nie. Die media en die publiek al buite. Die publiek al buite en die media besluit wie jy gaan wees. En die mense daar buite, die publiek, tel baie vinnig op as jy tweegesig is. En ek kan dit diep praat, want ek weet wat met van die kunstenaars gebeur het. So, ek gaan nooit klaar. Ek is klaar met die musiekbedryf, ja, maar as iemand gevestig kom en sê, Jesus, wat hierdie projek doen, dan gaan ek dit doen. Maar moenie vir my opkomende kunstenaar weggee nie. Van hulle is okay, maar 90% van hulle is useless. Ek wil nie self uit die bedryf uit gegaan het nie. Dit het alles met 'n doel gekom. En voor ek by dit kom, wil ek net sê, ek was 14 jaar op my eis. En die Here het my die wonderlikste man na my gestuur. Ek het so hard vir Antonie gebid. En een van my kunstenaars, wat sy groot pel is van oor die 40 jaar, het ons aan mekaar voorgestel, Crispies. Ek sal hom altyd vir hom en Rina, sy vrou, altyd ongelooflik dankie sê. Sonder Antonie sou ek nie hierdie groot besluit kon doen het nie. So ons is toe nou getroud in Januarie en ek begin toe ewe skielik baie gewig te verloor, ek raak siek en ek gaan toe na ons sê aan by die Afro-Indie toekennings. Yes, maar ek voel soos die volgende dag lê ek in die hospitaal, dis in April maand. Toe ek ICU, toe het ek 'n bloeiende maagseer wat in my darmes in begin gaan het. So ek was 4 dae in ICU, 4 eenhede bloed, dan word daar nog mense gevra, nou, wat dink jy is fout met jou? En ek het dit complete breakdown gehad. Toe ek daar, en toe ek 3 dae in 'n privaat kamer, in die hospitaal. Toe ek 2 chirurg, een is chirurg oor my, en 2 internisse. So, en hulle preek vir my, hulle sê vir my, die tipe werk wat jy doen, is vir 'n jong persoon. Dit is 'n baie stresvolle werk, want as jy nie jou kunstenaar in die media kry nie, of hy het nie 'n voorblad nie, dan word jy genail. As jy nie dit doen nie, dan word daar vir jou gesê, jy trek vir jou nie voor, en jy trek nie vir Pieter voor nie. En I had enough. En as ek dink, hoe behandel van hierdie mense my? Give me a Rina, give me a Annelie, give me a Karika, give me a Gey, any day of my life. Dan moet ek so ver gaan. Gee my, toe beheerst ook, ons het ons probleme gehad, maar ons het dit uitgesorteer. Wat 'n kunstenaar, bel my en sê vir my, van hierdie upcomers, wat ek op die pad gesit het, hel, ons sien jy was siek, hoe gaan dit met jou? Nee, hulle is te goed. En ek sou nie hierdie besluit sonder my wonderlike Antonie kon gedoen het nie. Hy ondersteun my. Ek kan vir niemand sê nie, ek glo nie daar is iemand, 'n persoon daar buite, wat weet, hoe is ons verhouding nie. Toe ek in die hospitaal was, hoe het hy van my besorg? Hy het tot 'n toy vir my gekoop, wat almal hulle gatte afgelag het, toe ek daar in die hospitaal lê. My beste grap is toe ek in die hospitaal is, ek moet dit met julle deel, is nou, kan hy mos nie, hy weet nie. Nou is my vrou wat vir ons werk, nou Martha, sy is amazing, sy werk al lank vir my alleen, nou moet hulle, maar ek was myself, en ek doen mos my eie goed, en ek stryk self, nou moet hulle die wasgoed was. Nou word 'n video call in die hospitaal na my toe gedoen, om die wasmasjien te operei. Kyk, toe besef ek, hierdie Antonietjie kan nooit sonder my nie, en dit was so wow vir my. Ja, so, ek het baie goeie tye in die musiekbedryf gehad. Ek sal nooit vergeet die dag vir die onderhoud nie by Decibel, was dit die ou man, Boet Pretorius, wat ek soveel respek, as dit nie vir Boet was nie, was ek nie hier waar ek nou sit nie, en Schuster.
Hulle twee het besluit, hulle onderhoud my, en op die einde van die dag het Schuster gesê, yes, Boet, ons moet hierdie girl in diens neem, sy het die mooiste bene, toe lag ek maar net, en en toe kry ek die werk, en toe is ek eintlik aangestel as Boet se persoonlike assistent, ek was 'n maand sy persoonlike assistent, toe raak ek Decibel se PR. So ek het van die grootste projekte saam met hom gedoen. My eerste projek wat ek wel gedoen het, was Karika Kesenkamp, de Janie Pelser en Capella koor. Het ek nog 'n koek en tee en ek was so koekerig aangetrek. Dit was vir my mooi tye, maar toe Decibel in 2000 toe maak. Toe is ek op my eis, toe PR ek op my eis. Toe het ek vir EMI, toe Decibel was toe deel van EMI, moet hy die kunstenaars van EMI verkoop. En die groot projek was Dozy. Dozy het Joe Toronto oorgevat met my. Sting Music. En daar was baie drama en scooters. Ja, ek het Dozy op die map gesit, almal weet het. Hy praat op die oomblik met my nie. Ek wil vrede met hom maak. Ek sal wel weet hoekom nie. Weet, hierdie goed kan niemand van my wegvat nie. Die KAK, hier gaat ek en Downey. Janie Pelser boek ons vir 'n gospel show. Nou dat ek het toe sit nog nie, toe ek 100 CD's. Dis al wat ons saam kon vat in die vliegtuig. Ag, binne, toe gaan ek na Elsa Roggeband toe by huisgenoot. Sê ek, Elsa, gee my 2 songs. En sy wil nie, ek sê nou vir jou, gee my. Die mense, hulle kon Dozy nie van haar verhoog afkry nie. Toe hy eers Rypert sing, en hy doen Wasifela, die Zulu album, en Mercy, yes, julle, ons het, toe ek die CD's nie, nou moet ons na die gospel show toe gaan, ek het nie CD's nie, nou neek ons voort, nou is ek en Dozy daar. Yes, en dit was net, daai goed kan niemand van my al wegvat nie. Yes, Gert van Tonder, dis mos my begrafnissong, die lewe is mooi. Het jy al gekyk na elke faset? Ja, die lewe is mooi. Dan was daar natuurlik ook die groot projek wat ek gedoen, Rina. Môre lyk dit anders. Ek het amper gesê hoe ek het noem. Annelie van Rooyen, ek mis jou so, ek mis jou meer en meer. Karika, Walker se baai. Weet al hierdie goed, Gij was seker die grootste gentleman, julle kunstenaars moet luister, want ek het nooit 'n kaardeur oopgemaak nie, Gij het my aktetas gedra, excuse me for you, as Gij op die lughawe aangekom het ek hom gaan haal, dan maak hy reël voor hom, ek moet instap waar, en dan moet almal sien, this is my PR. Dit is goeie tye. Dan was daar natuurlik baie straaltjies met Dani Botha, wat ek ook, Dani was ek 'n karakter, en daar was soveel Marie de Toey, julle, en dan natuurlijk van die opkomende kunstenaars, was daar ook baie nice kunstenaars. Jennifer Samudia, wat kan ek meer sê? Daar's Toby Jooste wat ek gesê het. Daar's, yes, ek meen natuurlijk, dan moet ons nie vir die vis weggooi nie. Die groot vis is Anton Goosen. Anton is seker een van die wonderlikste karakters om mee te werk. Baie mense dink hy's kwaai. Nee, Anton is Anton. Jy take hom with a pinch of salt. Ek meen, ek onthou André Swarts. Met jou in my lewe, Ek het daai song op die map gesit. Wat met ek het die kwart band gevat, Jacaranda toe. Toe is Nel Scott kom, toe sy op Jacaranda daar, ja, Jacaranda was het. Toe gaan ek, toe sê ek sê nou vir jou. En ons speel hy song. Vader julle, daar is die grootste hit ooit. Dan vat ek Johan stem het. Ek meen, daar is 'n dans met Paul. Jy weet, en al daai goed, was deel van my lewe. Die skreeuende kind, dis Rian Nienaber. Ek meen, excuse me, waar hy 1000 soene, en hier gaan ek en Boet het nog Japies toe gegaan, of ek weet ook nie waar Christo Room gehad het. En die arme kind het daai kleertjies daai al gelyk, wat soos 'n little clown gelyk het, maar hy sing daar die mense, kyk mos net hierdie ongelooflike, maar die stem het nou gebreek, maar hy is nog besig. Jeanette, wat sê mens oor Jeanette? Jy weet, ek het al die goed, ek het die kinders begin, hulle by my gestiek, nie soos hierdie klomp, hierdie nuus nie, hierdie het my respekteer. Ek sal nooit vergeet nie,
Ek is een aand met Jeanette, nou bly sy by my. Nou is sy nog in laerskool, né? Dan moet ons goed doen, nou is sy daar by my. Dan gaan ons restaurant toe. En nou dog ek sy sien langs my nou. Was die spoor of ek weet ook nie wat daai jare nie of wat se ander wat die slaai en goed het, ek kan nie onthou. Nou is dog ek sy's langs sy sê ek, "En wil jy slaai?" Nou sê ek, "Wil jy slaai?" Toe kyk kom hier's 'n vreemde man. Ek dog is Jeanette, jy weet. Ag, jy weet, en ek werk al tot nou, maar sy so nou doen ek dit nie meer nie. Die dag toe Lance op sy laaste lê in die hospitaal, toe mag ek nie ingaan nie, dis nie besoektye nie, maar kyk, julle ken my, is my persoonlikheid, en is ek, en toe hy my sien, staan hy, skree, "This is my PR, she's the best." Kyk julle, dis baie moeilik, om hierdie groot besluit te maak. Ek het goeie tye gehad en baie slegte tye. Ek moet die goeie tye onthou en besef, dis tyd vir 'n nuwe persoon om my werk te doen. Dan vra almal vir my, wie is daar? Daar is niemand nie. Niemand gaan hulle lewe gee in die musiekbedryf wat ek gedoen het nie. Daar is nie so iemand nie. Wat het van sekere van hierdie mense geword? Al hierdie jong tienboppers, PR's, dink is maanskyn en rose. Julle, dit is nie maanskyn en rose nie. Nommer 1, jy moet die bedryf verstaan. Wie van hulle weet wat se kwaad by band? Wie van hulle weet hoe sit op om 'n werklike ateljee? Nie met backtracks op te leem en blabla home studios nie. En is in die ateljee by Decibel, dan musikante wat 'n Kevin Kruger op dromme is, wat 'n Danny Entel op piano is. Waar is daai mense? Jy kry dit nie meer nie. Dan moet ons natuurlik 'n kunstenaar wat ek weet nie, daar's 'n kunstenaar wat baie na my hart ook lê, dis Jackie Lou. Ek en Jackie moet eintlik 'n storie vertel. Jackie het gesê, toe hy nou besluit, hy het alles self betaal, toe hy begin het. Toe sê hy wil net dit, en hy het dit gesê nie, I want the best pair, I want the best. En toe ek en hy daai hele projek van hom, so, ek en hy alweer hanteer. Daai dag kan niemand, en Jackie Lou het gesê, as jy 'n goeie PR soek, en jy's in die moeilikheid, moenie vir jou PR iets wegsteek nie. Sy cover jou. Julle kan met hom gaan praat daaroor. Nou wil almal weet wat het, ek gaan sê, ek praat nie uit oor dit nie. Jackie het my vertrou. Richard van der Westhuizen het my vertrou. Dan, van hierdie ander ouens, weet net, hulle wil net die fame hê, die publiciteit. Ja. Ek wil net hier sê, op kamera dit moet asseblief gaan. Julle, ek is nie daar om te besluit. Ek kan nie julle song in die media se kele afdrink nie. Ek kan nie vir julle sê, Marula Media gaan 'n artikel oor julle doen nie. Dis hulle besluit. Om 40 jaar in die bedryf te wees. Ek wil net vir almal dankie sê wat my gebruik het. Die mense wat my rug gesteek het. Mag julle ook goed gaan met julle. Mag dit met julle net goed gaan. Mag julle ook iewers te besluit waaroor wat jy vir jou medemens moet doen, want as jy nie vir jou medemens omgee nie, ben jy useless. As jy nie 'n Christen is nie, as jy nie vertrou nie, kan jy niks doen nie. Ek gee nie 'n hel om wat mense van my dink nie. Ek word nou 70, en almal dink ek gaan hierdie helse party gooi. Nee, julle, ek gaan nie. Antonie en ek het baie goed gedink. Ons gaan Rodens toe, Midland Mehender toe, in die Rodens Hotel, bespreek. Chris, wat baie van hom, ek moet hom, as dit nie vir Chris en Rina was nie, my dogter Madeleine, jy ken mos nou al vir Madeleinkie, en Andrew, man, dan ons kinders, sy het een twee net 'n dogter, Liesel, en haar man, Eugene, en natuurlijk die wonderlikste twee kleindogters, hulle maak my arm. Dis Tasha, wat nou 16 is, en Zia, wat nou 13 is. Ons het gistermiddag net vir 'n middagete gevat, maar kyk, ek en Antoinette het gelag agterna.
Want hulle wil net alles sê, kom so ewe. Leeds, want we mag nie ander naam hê, leeds, mag ons so ruim as kry leeds, mag ons so smoothie kry leeds. Nou het hulle klaar borde kos, dat sushi gehad, na die kleintjies, ja, baie slim, my kinders is verskriklik slim. Nou sê sy, kan sy nou sushi kry om skool toe te vat? Wat sê ek? Natuurlijk mag julle. So dis, die kinders, dis hulle 4 dan, en ek en Antonie en Madeleine en Andrew en natuurlijk nou Chris en Rina. En dit is vir ons gaan. So ons gaan al die Vrydag en ek sien uit daarna. So ek sien uit om 70 te word. Dis nou my rustyd. Dis nou it's a my time. Dat ek ook kan sê, wow, ek is nou, maar ek is altyd daar, as iemand vir my wil raad vra, as iemand met my wil praat, as iemand net my opinie wil hê oor iets, I'm there. Ek gaan nie, dit kan ek mos nie los nie, maar dis 'n baie moeilike besluit. Om die besluit te doen wat ek nou gedoen het, dink ek is deel, dis soos 'n skeisak. Want jy moet afskeid neem. En dis nie maklik nie. Emosioneel moet jy elke dag jou kop. Ek sê bly. Ek is besig. Ek hou my huis in stand. Ek is mal. Ek is mos so in 'n gym nog gereeld. Ek probeer 6 maal 'n week in die gym te wees. En ja, dit is nou tyd. Die Here het my nog 'n kans saam met Antonie gegee. Dis nou ons tyd. Nou, die lewe is 'n lied en môre lyk dit alles anders. En jy moet elke dag van jou lewe, jy moet nooit spyt wees wat jy gedoen het nie. Ek weet ek gaan dit mis, maar gelukkig is die ou man ook nog daar, ons praat, en daar sal Chris Leroux, weet as ek het dink, toe ek in 'n ateljee gekom het by Decibel, toe staan hierdie man en sing, ek dink, singer, John Berger, toe sit Chris Leroux, en meisie van my drome, weet, wys my nog 'n PR wat deur al hierdie jare is. Andersins, ek is okay, my kop is baie gefokus. Ek moet sê, ek het vrede gemaak. Ek bid elke aand, ek vra vir die Here, help my, dat ek net al die mense wat met my lelik was, te kan vergewe. Ek gaan dit doen. Dit moet. Ja, so ek weet nie, as ek geweet het wat my pad vorentoe, dan het ek kan nie antwoord nie. Dis alles in die Here se hande. Hy het destyds besluit om my op hierdie pad te sit. Nie ek nie. Dit was, ek het nie geweet, ek het nooit geweet, ek gaan 'n celeb wees. Ek kan dit hier vir jou sê. Niemand kan glo nie, ek het moes eendag hier bo in Clearwater ingestap, te sê die persoon, jy is Lydia Winchester, ek kan nie glo, jy kom met jou gymklere, jy kom so ingestap, weet jy, ek het ook 'n lewe, so, dit pla my nie, ek sou nog met my gymklere, ek gaan nie inkopies doen, ek het nie 'n saak nie, ek is happy in myself, ek dink ek was lanklaas op so goeie spasie soos nou, en dit is alles, geloof en dankie. En ek sê weer eens, elke persoon wat my gebruik het in hierdie bedryf, dankie. Daar is van julle wat my baie moeilike tye gegee, maar dankie aan julle ook. Ek maak vrede. I couldn't be bothered anymore. Die lewe is 'n lied en ek moet agter myself kyk. En op die einde van die dag het ek mos my begrafnis ook self gereël, maar 'n lyntjie weet alles wat sy moet doen. Julle gaan my nie mis nie. Julle sal my nooit. Julle gaan af en toe onderhoudjie met my kom doen. Dit sal vir my lekker wees om te sien. Miskien raak ek pregnant, who knows? Bye for now. More like alles f***ing anders. Yes, this is me. Julle ken my mos so.